Baie hartlik welkom liewe vriende vandag by Uit die Woord Digitaal se oggendoordenkings. Ons loof en prys ons hemelse Vader vandag vir sy goedheid, liefde en genade en dat hy deur sy woord met ons praat. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ons is besig met ons reeks wat handel oor die tema Jesus, my Here. En vandag is ons by deel 3. Die Here van my keuses. Ons skriflesing kom met die woord van die Here uit Lukas 6 en ons lees vers 46. En wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Ons maak elke dag keuses. Sommige is klein, maar ander bepaal die rigting van ons lewe. Wat ons kies, wys dikwels wie werklik oor ons lewens regeer. As Jesus my Here is, behoort hy nie net aan my woorde gesien en gehoor te word nie. Hy moet ook in my keuses sigbaar wees. Vandag gaan ons stil staan by 3 hoofpunte vanuit ons teks. En die eerste punt is die volgende. My keuses openbaar wie my Here is. Jesus vra in Lukas 6 vers 46, waarom noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Daarmee wys Jesus dat ware geloof meer as 'n belydenis met die mond is. Dit is gehoorsaamheid vanuit 'n hart wat aan hom behoort. Ons kan sê dat Jesus ons Here is, maar ons keuses vertel die waarheid. Wanneer ek moet kies tussen God se wil en my eie begeertes, wie kry die laaste woord? Wanneer Jesus my Here is, vra ek nie net, wat wil ek doen nie? Ek vra, Here, wat wil U hê, moet ek doen? Ons tweede punt vir vandag. God se woord moet my keuses rig. Ons gevoelens, broeder en suster, is veranderlik. Die wêreld se menings verander ook gedurig. Maar God se woord bly egter vas en betroubaar vir ewig. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wanneer ek 'n besluit moet neem, moet ek vra, stem hierdie keuse met God se woord ooreen? Sal dit Jesus Christus verheerlik? Sal dit my nader aan my Here bring? Ons vra soms dat God ons keuses moet seën, terwyl ons hom nooit gevra het om ons keuses te bepaal nie. Jesus wil nie bloot geraadpleeg word nadat ons klaar besluit het nie. Hy wil ons deur sy woord lei, voordat ons kies. Ons derde punt. Om Jesus te volg, vra soms moeilike keuses. Jesus sê in Lukas 9 vers 23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Om Jesus te kies, is nie altyd die maklikste of gewildste pad nie. Soms beteken dit dat jy nee moet sê, wanneer almal rondom jou ja sê. Soms moet jy van sonde wegstap, iemand vergewe, of gehoorsaam bly, al kos dit jou iets. Maar geen opoffering ter wille van Jesus Christus is verniet nie. Hy wat homself aan die kruis vir ons gegee het, is waardig om ook oor ons keuses te regeer. Jou liewe broeder en suster word gevorm deur keuses wat jy elke dag maak. Moenie Jesus net Here van jou sondae of jou woorde noem nie. Laat hom Here van jou hele lewe wees. Jou verhoudings, jou tyd, jou geld, jou planne, jou hele toekoms. Vra vandag by elke kruispunt, Here Jesus, watter keuse sal U verheerlik? Kom ons bid saam.
Dankie troue God en Hemelse Vader vir 'n nuwe dag uit U hand. Dankie dat U deur die woord vandag vir ons kom leer het en 'n kosbare boodskap aan ons kom gee het. Here, wil U al ons sonde vir ons vergewe en in ons harte werk hierdie woord in Gees, dat ons lewens U altyd sal verheerlik. Gee ons wysheid om reg te kies en moed om U elke dag te gehoorsaam. Wees die Here van al ons keuses. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie vriende, mag jy 'n wonderlike dag hê.